Hartlike goeiemôre ook aan elkeen wat nou elektronies by ons erediens aansluit, en besonder ook vir al die moeders. Ons wens vir julle elkeen 'n baie geseënde Moedersdag toe, en hoop dat jy so 'n bietjie bederf sal word, dat dit vir jou 'n spesiale dag sal wees, en dat dit ook 'n dag sal wees waarin jy sal ervaar en beleef dat jy waardeer word, en dat daar regtig mense is wat vir jy lief is en vir jy omgee. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons aanbid U as die Skepper God wat hemel en aarde gemaak het. Wat in die almag en in die liefde alles wat U gemaak het ook onderhou en sorg in liefde vir elkeen van ons elke dag. Ons aanbid die Here Jesus Christus, U wat God is, wat mens geword het, wat gebore is uit 'n maagd Maria en wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, maar wat ook opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en wat aan die regterhand van God regeer oor alles wat bestaan. Ons aanbid U ook, o Gees van God, wat ons trooster is, wat in ons woon, wat die wedergeboorte in ons bewerkstellig en wat ons seën met gawes uit die hemel wat ons kan gebruik om U gemeente as liggaam van Christus op te bou. Dankie dat ons kan glo ook in die gemeenskap van die heiliges, in een heilige algemene Christelike kerk, en dat ons ook kan weet dat U ons sondes wat ons met berou bely, vergewe. En daarom wil ons ook kom sê, Here, ons is jammer. Met berou in ons harte wil ons kom vra om vergifnis vir alles wat ons ook die afgelope week verkeerd gedoen het. Alles wat nie in ooreenstemming was met U wil vir ons lewe nie. Help ons om ook ander te vergewe, soos wat U ons vergewe het. En wanneer die bose kom om ons in die versoeking te lei, bid ons Vader, dat U ons sal verlos uit hulle mag en uit hulle greep, dat U ons in staat sal stel om oorwinning te behaal oor al die versoekings. Dankie dat ons kan glo in 'n opstanding wat moontlik gemaak is vir ons deur Christus se opstanding. En dat ons kan glo in die ewige lewe wat U vir ons gee en waarmee ons bekleed sal word met 'n verheerlikte liggaam en ons heilig en onberispelik voor U sal wees. Vader, ons sien met verlange en met versigtiging en verwagting uit daarna dat Christus ons sal kom haal om vir ewig ook saam met U te wees. En saam met Paulus bely ons dat ons lewe Christus is en ons sterwe wins. Here, dit is ons gebed dat U ook vandag deur die woord en gees met ons elkeen sal praat en dat die boodskap wat ons ontvang vir ons van betekenis sal wees. Dat dit ons sal toerus om U met dankbare oorgawe en toewyding heelhartig te dien, soos wat U dit wil hê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Maatjies Alwyn die Harlekyn het vanoggend saam met my gekom. Hy was ons 'n nar wat daar in die sirkus gewerk het en hy het nou afgetree. En ja, hy het 'n moeilike lewe gehad. Gelukkig gaan dit darm nou beter met hom. Kom ons hoor hoe gaan dit. Goeiemôre Alwyn, hoe gaan dit? Hallo julle. Nee, dit gaan sommer goed, dankie. Ek het niks om oor te kla nie. Dit is 'n lieflike dag. Al is dit koud daar buite, is dit lekker warm hier binne. Ja, nee, dit was nogal 'n koue paar dae, baie sneeu en reën daar in die Kaap, plekke wat oorstroom het, Meyringspoort wat weer onder water was. Maar ja, ons is dankbaar vir elke druppel en elke dag se genade. Dis vandag Moedersdag, nê? Nee? Ja, nee, ek hoor hulle sê so, maar dit is nou nie regtig iets waaroor ek vreeslik baie gaan is nie. Nee, ek kan nogal dink, want jy was mos 'n mandjie baba, nê? Nee?
Ja, nee, ek het julle mos vertel hoe ek in 'n handjie daar by die sirkus opgerand het en ek weet nie wie's my pa en ek weet ook nie wie's my ma nie. So ek het nooit 'n ma gehad nie en Moedersdag was nooit vir my regtig iets besonders nie. Maar was daar nie ook ander vrouens in jou lewe nie? Wel, op 'n stadium het ek 'n crush gehad. 'n Crush gehad. Ja, op Sonja Herald. Op Sonja Herald. Ja, want sy het gesing, bring vir die harlekin nog wyn. Okay. Ja, maar dis voor ek opgehou drink het, jy sien. Nou dat ek nie meer drink nie, nou hou ek nie meer van daai liedjie nie, hoor. Nou is my crush ook verby. Okay. En niemand anders in jou lewe nie? Het jy nooit getrou nie, nooit 'n vrou gehad nie? Girlfriend, enigiets? Ja, wel, ek het 'n girlfriend gehad, hoor. Okay, wie was sy? Wel, sy was 'n trapesium artiste. Dis die dames wat mos so swaai daar in die sirkus, daar heel bo, en dan sulke bommelakkiesies en goed maak, en dan van die een swaai na die ander swaai. Ja, dis wat sy gedoen het, en sy het op die draad geloop op met 'n stok, 'n balanseerstok. Ja, nee, hulle is nogal goed, en dit vat baie oefening om dit reg te kry. Ja, nee, beslis, hoor. Maar eendag, toe vra ek vir haar, hoekom spandeer sy so baie geld op grimering? En toe sê sy, dis sodat sy vir my kan mooi lyk. Okay, en toe vra sy vir my, hoekom spandeer ek so baie geld op drank? En toe sê ek vir haar, om dieselfde rede, sodat sy ook vir my kan mooi lyk. Ja, nee, ek was bly hele nag daaroor, want ek het dit ook as 'n grap bedoel, maar sy het dit nie so gesien nie, hoor. Sy het vir my gesê, soos Andrei Swart sing, ek wil jou nooit weer sien. En dit was die laaste sien van die Blikkantien. Laaste sien van die Blikkantien. Ek kan nie onthou wanneer laas het ek daai Afrikaanse idioom gehoor nie. Wat beteken dit? Ja, dis net wat dit beteken. Ek is die Blikkantien en sy het my nooit weer gesien. Okay, ja, nee. Partykeer moet 'n mens maar versigtig wees wat jy vir vrouens sê, jong. Hulle vat partykeer goed letterlik op wat jy nie letterlik bedoel nie. So, miskien moet jy dalk vandag saam met my na die Valkies toe kom. Hoekom? Ons gaan vandag by die Valkies, dis nou die laerskoolmaatjies, gaan ons iets spesiaals maak vir al die mammas vir Moedersdag. En dalk kan jy ietsie maak vir iemand wat dalk 'n moeder is, maar nie dalk 'n kind het nie, en dalk kan sy dalk 'n bietjie bederf word met daai ietsie wat jy maak. Dit klink na 'n oulike idee. Dan kan ek vir iemand wat voel sy is nie meer 'n moeder nie, maar eintlik is sy 'n moeder, soos 'n moeder laat voel. Ja, en ek dink is 'n goeie idee om dit baie keer ook te doen. So, maar kom ons raak nou 'n bietjie ernstig en alle grappies op 'n stokkie. Ons weet jy's 'n nar en altyd snaaks. So, maar kom ons raak nou 'n bietjie ernstig. Ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor die tema op pad. Met of sonder Jesus. Partykeer is 'n mens met jou lewensreis so vasgevang in al die baie dinge wat jy moet doen, dat jy heeltemal alleen voel. Dat dit voel asof jy 'n stryd stry wat jy net nie kan wen nie. En ek dink is iets wat mammas baie keer voel. Mammas mag nie siek word nie, want hulle moet altyd almal in die huis versorg. Hulle moet altyd sorg dat almal kos en klere het en dat die klere skoon is. Hulle moet altyd reg staan, vir pappa kalm en rustig hou, dat hy nie sy toys uit sy kot uitgooi nie, want dan is daar oorlog in die huis. Hulle moet die kinders soet hou, dat hulle nie vir pappa pla nie. En as pappa van die werk afkom, moet alles reg wees en die huis moet skoon wees. En dan het hulle nou nog druk by die werk. Die baas verwag dat hulle teikendatums moet bereik. En soms kan hulle op hierdie pad van hulle nogal redelik alleen raak en alleen voel. Voel asof niemand daar is vir hulle nie. Voel asof hulle nie waardeer word nie, asof hulle nie raak gesien word nie, asof hulle afsloof, asof hulle almal se slaaf is.
En vandag lees ons uit Handelinge, hoofstuk 24, ook van mense wat op pad was, die Emmausgangers, vanaf vers 13. Op dieselfde dag, dis nou die dag waarop Jesus uit die dood opgestaan het, en aan sy disippels verskyn het, so rukkie terug het ons daarvan gelees, en ook gelees van Thomas wat aan Jesus se wonde wou raak, en wat dit wou sien, en wat toe in verwondering begin glo het, en hoe dit daar vir sy wonde ook genesing gekom het, deur sy geloof. En ons het toe daarna ook gepraat oor hoe lyk geloof in aksie. Ons het gaan kyk na die lys van dinge wat Paulus in Tessalonisense geskryf het, wat Christene behoort te doen. En dis dan nou dieselfde dag waarop Christus uit die dood opgestaan het, wat twee mense nou op pad is na 'n dorpie met die naam Emmaus, so 12 kilometer van Jerusalem af. Nou, as jy 'n idee wil hê hoe ver dit is, dis amper tot by River Square van hier af. So hulle het te voet gestap, kan ons maar sê, al die pad River Square toe, in ons konteks. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Nou hoe presies dit gewerk het, dit weet ons nou nie, maar hulle het hom nie herken nie. Hulle het hom nie daar verwag nie, want dinge was maar deur mekaar. Hulle het gehoor van sy kruisiging en alles wat daarmee saamgaan, gehoor van die stories van sy opstanding. En daarom vra hy toe vir hulle, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan. Nou, somber gesigte is gesigte wat lyk soos iemand aan die dood afgestaan het. Sulke gesigte van treur en van rou en van neerslagtigheid en depressie. En een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag van die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het, hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het. Maar hom het hulle nie gesien. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly, terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. En ek dink die gevoel wat hulle op daardie stadium ervaar het, was 'n gevoel van absolute verwondering. Opgewonde sê hulle toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Simon is Petrus se ander naam. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het.
Tot sover ons skriflesing vir oggend. Ons almal is op pad. Ons is altyd op pad. Op pad iewers heen. En as 'n mens so ry op 'n snelweg of dalk in 'n trein, dan sien jy is nie die enigste een wat op pad is nie, daar's baie ander wat ook op pad is saam met jou. Party is stadig op pad, want die verkeer is baie, die karre kan nie vinnig beweeg nie. Ander is weer baie vinnig op pad. Hulle kan nie gou genoeg by hulle bestemming uitkom nie. En ander geniet die rit. As hulle om die draaie gaan, dan druk hulle so, laat die agterkante van die kar so 'n bietjie uitspin, en hulle geniet dit. Ja, selfs die diere is ook op pad. Hierdie een op 'n motorfiets. Nogal 'n interessante Photoshop wat hulle daar gedoen het. Nie waar nie. Jesus het ook vertel van op pad wees in Matteus 7. Hy sê daar's 2 paaie. En jy kan op een van hierdie 2 paaie wees. Die een pad is smal, is 'n moeilike pad vol opdraandes, vol struikelblokke. Maar die uiteinde van hierdie moeilike pad is die ewige lewe in die hemel saam met hom. En die mense wat op daardie pad gaan is min. Maar daar's ook 'n ander pad, dis 'n breë pad, dis 'n afdraande pad, dis 'n maklike pad, dis 'n pad waar jy sommer lekker kan drif om die draaie. Maar die uiteinde van daardie pad is die ewige dood in die helse vuur. So ons is almal op pad, op ons lewensreis. Of hemel toe, of hel toe. So was Kleopas en sy vriend ook op pad, terug na hulle dorpie toe. Maar anders as ons, het hulle nie snelweë gehad nie. Hulle het nie treine gehad nie. Hulle het nie busse, motors of motorfietsse gehad nie. Hulle het 12 kilometer ver te voet gestap, vanaf Jerusalem na hulle tuiste in Kapernaum. En die pad waarop hulle geloop het, was maar 'n stowwerige, klipperige pad. Het was nie 'n geplaveide pad of 'n teerpad. Het was 'n rowwe pad. En boonop was hulle ewig ontstel. Hulle was emosioneel. Hulle het 'n rouproses ervaar en beleef. Hulle is hartseer. Hulle is bedroef. Hulle is teleurgesteld. Hulle is verwond. En dan sluit 'n vreemdeling sommer so uit die bloute by hulle aan, terwyl hulle so stap. Hulle is besig om te loop en praat oor die afgelope naweek se gebeure. Die vreemdeling wou weet waarom hulle so ontsteld is, wat hulle so ernstig met mekaar loop en bespreek. En met somber gesigte antwoord Kleopas, is hy dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat hy nie weet van die dinge wat die afgelope week en die paar dae daar gebeur het nie. En dan vertel hulle hom, nadat hy hulle aanmoedig om oor hulle ontsteltenisse te praat. Watter dinge vra hy vir hulle en hulle antwoord, dit lyk asof die krane dan sommer net oopgedraai word. En ek dink die trane het ook maar gevloei. En hulle vertel hom van alles wat met Jesus gebeur het. Vir hulle was hy 'n magtige profeet, magtig voor God en die hele volk. Hulle het al hulle hoop op hom gevestig, om Israel te verlos. Waarskynlik het hulle 'n politieke verlossing verwag. 'n Verlossing waar die Romeine en die Grieke nie meer oor hulle sou heers nie, maar waar hulle weer hulle eie koning sou hê, selfbeskikking kon hê, selfregering kon hê, en vry kon kom van al die baie belastings wat hulle vir die Romeine en die Grieke moes betaal. Maar nou is hy gekruisig. Hy het gesterf. En nou 3 dae later hoor hulle sy graf is leeg. Hulle weet nie waar hy is nie. En dan sê Jesus vir hulle het 'n gebrek aan begrip. Hulle het 'n traagheid van gees. Gebrek aan begrip omdat hulle nie regtig verstaan nie, want hulle het nie mooi geluister
toe hy met hulle gepraat het nie. Hy het voor die tyd alles wat gaan gebeur vir hulle vertel. Hy het vir hulle gesê dat hy gaan sterf, dat hy na 3 dae weer gaan opstaan. Hy het dit meer as 1 keer herhaal, maar hulle het dit nie verstaan nie, hulle het dit nie gehoor nie, dit het nie ingesink nie, hulle het dit nie begryp nie. Want daar is by hulle ook 'n traagheid van gees. Dit beteken entoesiasme ontbreek, opgewondenheid ontbreek, vreugde in hulle harte ontbreek. Want dit wat hulle verwag, 'n aardse koninkryk, dis nie wat Jesus gebring het nie. Hy het 'n hemelse koninkryk gebring, God se koninkryk. En dan vra hy vir hulle, glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Hulle begryp nie Jesus se woorde nie, want hulle ken nie die Bybel nie. Hulle kan nie onthou wat die profete alles geskryf het nie. Ons moet ook in gedagte hou dat hulle in daai tyd nie elkeen hulle eie Bybel gehad het nie, en hulle was maar blootgestel aan die skriflesings wat hulle in die sinagoges en in die tempel ontvang het. Dit was maar enkele boekrolle wat hier en daar beskikbaar was, die boekdrukkuns het nog nie bestaan nie, en elkeen kon in elk geval in daardie tyd nie lees nie. Dan vra hy vir hulle, moes die Christus, wat die Messias of die gesalfde beteken in Afrikaans, Messias in Hebreëus, nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Was hierdie lyding van Christus nie in elk geval vooruit bestem nie? Die profete het dan gesê dat hy gaan sterf. Lees maar Jesaja 53. Daarna verduidelik hy vir hulle alles met behulp van al die Oud-testamentiese profeseë wat deur hom vervul is. En hy begin by Moses en reg deur al die profete, en hy wys vir hulle, hy is die Messias wat sou kom. En dan wanneer hulle by die huis aankom, nooi hulle die vreemdeling uit om by hulle tuis te gaan, nadat hy gemaak het asof hy wou verder gaan. Gasvryheid was in daardie tyd baie belangrik gewees. Het was deel van hulle kultuur. En dan aan die tafel vind die openbaring plaas. Hy neem die brood en hy vra die seën en hy breek dit en hy gee dit vir hulle. So bekend. Ons het daarvan gelees ook in Johannes 6, hoe dit hy die brood gebreek het en vir meer as 5000 mans en nog 'n klomp vrouens en kinders ook gevoer het, kos gegee het met 5 brode en 2 visse, nadat hy die seun gevra het en die brood gebreek het. En dan die aand van die viering van die Pasga, met die instelling van die nagmaal het hy die seun gevra en hy het die brood gebreek en hy het gesê, neem eet, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. En in Johannes 6 het ons gelees hoe dit hy vir hulle gesê het, hy is die brood wat uit die hemel uit gekom het, en as hulle dit eet, dan ontvang hulle die ewige lewe, as hulle in hom glo, kry hulle die ewige lewe. Hier breek hy weer die brood nadat hy die seun gevra het, en dan val die skille van hulle oë af. Hulle herken hom, hulle oë gaan oop, hulle sien dis Jesus, en hulle beweeg van verwonding na verwondering, opgewonde, bly en dankbaar, omdat Jesus regtig lewe. Maar dan lees ons, hy verdwyn maar net weer skielik, soos wat hy skielik verskyn het, so verdwyn hy weer. Want hy het nou sy verheerlikte liggaam, waarmee hy die dood opgestaan het. En ons het by die vorige geleentheid ook oor Thomas se verhaal gehoor, hoe dat hy verskyn het in 'n geslote vertrek, meer as 1 keer, terwyl die deure toe was, gesluit was, hulle was bang vir die Jode. So hy kom verskyn en verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword, hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie. Geliefdes, dit gebeur met 'n mens, wanneer jy die suiwer verkondiging van die woord hoor. In jou binneste
herken jy die waarheid wat van God afkom. En dat laat jou hart warm klop. Dit gee vir jou 'n troostvolle, bemoedigende ervaring en belewenis. Want jy erken God se stem uit sy woord. Dadelik gaan hulle vol verwondering terug na Jerusalem, weer 12 kilometer ver, maar hierdie keer dink ek nie dat hulle stadig gestap nie, hulle het vinnig gehardloop. En nog voordat hulle daar 'n woord kan inkry, toe hulle by die ander disippels kom, getuig die ander 11 disippels, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon Petrus verskyn. En toe kon hulle geleentheid kry om ook te getuig, want ons het gehoor, geloof gaan oor in aksie. En een van die dinge wat 'n mens doen wanneer jy glo, is jy getuig. Jy getuig wat jy glo, jy vertel vir ander van die wonderwerk wat in jou lewe gebeur het. Hulle vertel toe ook wat op die pad gebeur het, hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. En dan skielik verskyn Jesus weer aan hulle. Weer waar hulle agter geslote deure is. Weer wys hy vir hulle, dit is hy. Hulle skrik hulle boeglam. En hy moes weer aan hulle bewys, dat hy nie 'n spook is nie, maar dat hy regtig lewe. En hoe doen hy dit? Hy wys weer vir hulle sy hande, hy wys vir hulle die merke van die spykers, en dan vra hy vir hulle iets om te eet. Want as hy 'n gees was of 'n spook was, sou hy nie geëet het nie. En hulle gee vir hom 'n stukkie vis, gebakte vis, en hy eet dit, en hy wys vir hulle, hy lewe werklik. Hulle geloof en verwondering moet dan ook sigbaar word, soos wat ons ook in die verlede gehoor het. En daarom ontvang hulle opnuut die sending opdrag, in Christus se naam met bekering en vergewing van sondes in al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. En in Handelinge 1 vers 8 lees ons ook, hoe dat Lukas daar skryf, dat hulle krag sal ontvang as die Heilige Gees oor hulle kom, en hulle sal Jesus se getuies wees in Jerusalem, Judea en Samaria, en tot aan die uithoeke van die aarde. Geloof en verwondering moet sigbaar word in getuienis. Hulle moet getuies wees van al hierdie dinge wat hulle gesien het en ervaar het en beleef het. Hulle moet vir almal daarvan gaan vertel. En boonop beloof Jesus aan hulle ook die gawe van die Heilige Gees. Maar eers moet hulle in die stad bly, totdat hulle die Heilige Gees ontvang het, en dan sal hy hulle met krag van bo toerus. Dit lees ons in die daaropvolgende gedeelte, wat ons nou nog nie vanoggend saam gelees het nie, wat jy self by die huis rustig kan deurlees. Dis juist die Heilige Gees wat hulle motiveer om hulle geloof tot dade te laat oorgaan, om hulle geloof in aksie om te skakel, om hulle getuies te laat wees. En daar in Markus en in die Lukas Evangelie sê Jesus vir hulle, die Heilige Gees sal vir hulle die regte woorde op die regte tyd gee, wanneer hulle getuig. So hulle hoef nie bekommerd te wees wat om te sê nie. Die Gees self sal vir hulle die krag en die woorde gee, sodat hulle kan getuig. Geliefdes, ons word ook soms deur ontsteltenis oorweldig. Daar gebeur ook maar in ons lewe dinge, wat voel asof ons kaarthuisie in mekaar tuin. Asof niks uitwerk soos wat ons gedink het of verwag het nie. Ons ervaar ook maar teleurstelling, droefheid, rou, hartseer. Die lewe is vol daarvan. En sulke tye loop ons ook maar met somber gesigte rond. Daar's nie 'n sprankel in die oog nie, daar's nie 'n glimlag op die mond nie. Inteendeel, ons mondhoeke sak sommer so aan die kante af. Ons lyk sommer suur, sommer so dikbek lank gesig. In sulke tye probeer ons sin maak. Ons probeer verstaan. Ons soek redes waarom hierdie dinge nou juis
met ons gebeur het. Ons soek sondebokke, ons soek iemand wat ons kan blameer vir hierdie ontsteltenis, vir hierdie aaklige situasie waarin ek myself bevind. Sodat ek in die proses kan probeer beter voel. Want ek dink as ek verstaan hoekom dit gebeur het, en as ek iemand die skuld daarvoor kan gee, dan kan ek weer aanbeweeg. Dis ook die tye waar ons baie keer op ons alleenste voel. Waarop ons voel ons fight ons eie battles en daar's niemand by ons, saam met ons, om ons te help nie. Maar sonder dat ons hom kan sien, met ons oë fisies kan sien, sonder dat ons hom dadelik herken, sonder dat ons hom kan voel en aan hom kan raak, sonder dat ons hom partykeer selfs hoor vanweë al die geraas om ons, kan Jesus ook die pad saam met ons stap, ook in ons tye van ontsteltenis, soos wat hy die pad saam met die Emmausgangers gestap het, in hulle tyd van ontsteltenis, en hulle hom nie gesien, geherken het, gevoel het of geweet het wie hy regtig is nie. Wanneer Jesus saam met ons stap, is hy ook altyd gereed om vir ons die Bybel uit te lê. Ons is in die bevoorregte posisie dat ons die Bybel in ons eie taal kan hê, in gedrukte formaat, in elektroniese formaat. Ons kan hom altyd oral saam met ons dra. En wanneer ons dit lees, dan is God en Jesus en die Gees as drie enige God besig om vir ons die skrif oop te maak. Om dit vir ons uit te lê, sodat ons kan verstaan watter boodskap hy vir ons wil gee. En dis waarom kerk toe gaan ook so 'n belangrike deel van 'n Christen gelowige se lewe is. Want dis waar die Bybel vir ons oopgemaak en uitgelê het. Waar ons God se stem hoor. Waar ons hoor hoe dat al die profetiese uitsprake van die Ou Testament in Jesus vervul is. Hoe dat al die dinge wat gebeur het, moes gebeur het, sodat ons vergifnis van sonde in die ewige lewe kan ontvang. En sodat ons kan weet, Jesus is by ons. Hy stap die pad saam met ons. Wanneer ons vrees, wanneer ons twyfel, wanneer ons ontsteld is, en ons daarin kan slaag om dit te vervang met geloof in Jesus, dan het ons nie meer 'n gebrek aan begrip en 'n traagheid van gees nie. Dan besef ons, hy was eintlik nog altyd by ons. Hy stap die pad saam met ons. Nou, na die uitstorting van die Heilige Gees, woon God in ons. En is ons nie alleen nie. Is hy elke treukie van die pad by ons, saam met ons, met ons. Wanneer ons luister ook na die suiwer verkondiging van sy woord, dan word ons harte ook warm. Dan beleef ons ook hierdie vredevolle gevoel van gemoedskalmte, van geloofsoortuiging, van 'n versterking van my geloof, van rustigheid en vrede, omdat ek weet God praat met my. Hy is by my. Ek is nie alleen nie. Hy veg my geveg ook saam met my. Hy dra my elke tree van die pad. Daarom, geliefdes, is Jesus nader aan jou as wat jy dalk mag dink, dalk mag voel of dalk mag sien. Want deur die Heilige Gees is hy by jou. Maak nie saak wat jou worstelstryd op die oomblik is nie.
Maak nie saak waar jy jou op jou lewensreis bevind nie. Vandag kan jy weer verseker weet, ek is nie alleen nie. Jesus is by my. Hy help my. Hy dra my. Hy gee vir my die krag wat ek nodig het om aan die ander kant te kan uitkom. En as ek afgedwaal het van die regte pad en ek het op die verkeerde, maklike pad beland, dan kom hy in liefde na my toe, om my weer te kom haal, om my terug te trek en my terug te bring na die regte pad toe. En as daar struikelblokke op daardie pad is, dan is hy die een wat deur die Heilige Gees wat in my woon vir my sê, pas op, daar's 'n slaggat, daar's 'n pothol, daar's iets waarvoor jy moet uitkyk. En ek moet luister as hy praat. Dis net tot my voordeel. Mag ons elkeen ervaar en beleef, ook vandag op Moedersdag, dat ons nooit alleen is nie. Dat Christus by ons deur die Heilige Gees is. En dat hy in ons ontsteltenis daar is om ons te troos. Al wat ons moet doen is om dit net te glo, sodat ons van verwonding na verwondering kan oorgaan. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie verhaal van die Emmausgangers wat deur Lukas vir ons opgeteken is. Dankie dat hy dit so mooi beskryf het. En dat dit vir ons troos kan gee. 'n Troos dat Jesus altyd by ons is. In ons tye van vreugde en opgewondenheid, maar ook in tye van ontsteltenis. Here, en waar ons onsself ook al vandag op ons lewenspad bevind, sien U al die struikelblokke om ons raak, omdat U saam met ons stap, en waarsku ons om versigtig te wees. Wys U vir ons watter dinge versoekings is wat ons wil verlei om sonde te doen, om af te draai en die verkeerde pad te loop. En U kom haal ons weer terug, U bring ons op die regte pad en lei ons op die regte paai tot die eer van U naam, soos Dawid in Psalm 23 geskryf het. Sodat ons by ons hemelse bestemming kan uitkom, die ewige lewe saam met U. Dankie dat Jesus waarlik die dood oorwin het, en dat hy vir ons die ewige lewe gee, en dat niemand ons uit U hand kan ruk nie. Dat U ons veilig bewaar, elke treukie van ons lewenspad. Vader, dankie dat ons kan kom bid vir elke moeder, vir elkeen wat 'n moeder het, vir elkeen wat al 'n moeder verloor het. Dankie vir die groot rol wat moeders in ons lewens speel. Want dit is so waar, as hulle nie daar was nie, sou ons ook nie daar gewees het nie. En dis ons gebed, Here, dat U elke moeder deur U troostvolle nabyheid en teenwoordigheid ook vandag sal bemoedig en versterk in hulle geloof, dat hulle roeping om moeders te wees sal kan uitleef met vreugde in hulle harte. En gee dat elkeen van ons ook die moeders om ons sal waardeer, eer en respekteer, met dankbaarheid vir die rol wat hulle in ons lewens speel. Vader, ons bid dat U met ons gemeente sal wees, in hierdie week wat voorlê en al die uitdagings
wat elkeen van ons lidmate gaan ervaar en beleef. En dankie dat ons in die geloof en vertroue hierdie week kan binnegaan met die wete dat U by ons is en dat U die pad saam met ons loop. Vader, ek bid vir al die kerkraadslede, al die amptenare, al die Bybelonderrigonderwysers, al die kinders in ons gemeente, die junior kerkraadslede, vir elkeen wat 'n deel bydra om gasvry te wees, sodat ons mekaar kan gasvry ontvang, vir die heerlike voedsel wat vir ons voorberei word, wat ons net nou ook kan geniet. Ons dankie vir al die seëninge, wat ons so in oorvloed uit die Vaderhand ontvang. Vader, ons bid vir hulle wat siek is, vir hulle wat in die hospitale is of was, en besonder vir Gert van der Walt, vir Sari wat hom versorg, ook vir Henny van Eck, vir Marinda wat hom versorg, vir Tannie Mina Kelder, en vir elkeen Here wat stry en worstel met hulle gesondheid. Ons bid vir beterskap en genesing soos dit U wil is. Dan bid ons ook vir die nood in hierdie wêreld, vir die oorlog getuisterde gebiede, vir plekke waar daar baie water geval het en baie skade aangerig is, waar daar baie sneeu geval het en dit baie koud is. Ons bid vir elkeen wat op die paaie is, wat iewers heen op pad is met 'n vliegtuig of 'n kar of 'n trein of 'n motorfiets of fiets of wat dit ook al mag wees of te voet. Dankie dat U elkeen ook bewaar en saam met hulle stap sodat hulle by hulle bestemmings kan uitkom. Ons loof U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Geliefdes, ons het vanoggend weer ons sagte dankofferprojek. Jy kan ook elektronies sagte dankoffers oorbetaal as jy nou nie kontant by jy het nie. En ons gaan afsluit met lied 518. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Wat moet jy doen? Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. En ek wil vra dat die voorsangers my sal kom help en dan ons dit saam sal kom sing.